Hoe gaan dit? Ek is blij om je te ontmoet. Die thema hierdie keer is die achtergrond van die verbond van die fakkel. Die outeer is Abraham Park. Die Bijbel in die boek Genesis, hoofstuk 13 tot 16, sê die volgende. Genesis 15, wat die bekrachtiging van die verbond van die fakkel vertel, begin met die frase, na hierdie dinge. Om die verbond van die fakkel akkuraat te verstaan, moet ons die gebeure in Genesis 14 verstaan. Dit teken Abrahamse merkwaardige oorwinning op teen die machtige alliansie van 4 oostelike nasies wat pas 5 Kanaanitiese nasies binnengeval en verower het. Die verslag van die slag van Siddim is die eerste Bijbelse weergawe van 'n geveg tussen nasies. Die vallei van Siddim, ook genoemd die Suidsee, beteken vallei bedek met digte woude. Suidvallei en vallei van Akasias. Dit was geleë aan die zuidelijke punt van die dooie sedert en gevul met teergate, natuurlijke asfalt. Die invallers was die konings van die 4 nasies van die ooste. Wat teen die konings van die 5 nasies in zuidelijke Kanaan aan die kus van die dooie sedert geveg het. Die 5 geallieerde nasies het Kedorlaomer 12 jaar lang gedien, maar in die 13de jaar in opstand gekom. So, in die 14de jaar, het Kedorlaomer, die koning van Elam, 'n bondgenootskap aangegaan met die konings van 3 nasies, Amrafel, koning van Sinear, Aruch, koning van Elazar, en Tidal, koning van Goyim en die 5 nasies van Kanaan aangeval, Sodom, Gomorra, Adma, Seboim en Bela. Voordat hulle teen die 5 konings geveg het die geallieerde nasies van die ooste eers 6 stamme van Kanaan neergeslaan. Vanuit die noorde af het hulle Refaite, Asterot, Karnaim, Sisem, Ham, Emem, Saf, Kiriataim, en die Horite, Bergseer, verslaan. Hulle het sonder aarseling deur El Paran by die golf van Akaba opgetrek en die Amalite, en Mispat of Kades, en ook die Amorite, Hasazon, Tamar, verower. Om die 6 stamme van Kanaan volledig te verower, het hulle in 'n groot radius beweeg en nie net die hele gebied van Palestina bereik nie, maar ook die gebiede tot by die golf van Akaba. Die afstand van Damaskus suid na El Paran by die golf van Akaba was ongeveer 448 kilometer, van El Paran na Kades ongeveer 131 kilometer, en van Kades na die vallei van Siddim ongeveer 107 kilometer. Uiteindelik het die 4 konings van die ooste en die 5 konings van die kusstreke rondom die dooie sedert in die vallei van Siddim gebots. Die gevolg was 'n verwoestende nederlaag vir die 5 opstandige geallieerde nasies van Kanaan langs die dooie sedert. Die Kanaanitiese alliansie het die vallei gevul met teergate, as die slagveld gekies, met die doel om hul vyande met behulp van die terrein te vang. Die plan het egter misluk, en hulle het self in die teergate geval, met sommige wat na die berge gevlug het. Die 4 konings van die ooste het die rykdom en voedsel van Sodom en Gomorra geneem. Hulle het ook Lot, Abraham se neef wat in Sodom gewoon het, saam met sy vrou, kinders en besittings gevange geneem. Lot, gedryf deur liefde vir wêreldse besittings, het Abraham vroeër verlaat en digbij die uiters goddeloose mense van Sodom gewoon. Uiteindelik het hy egter al die rykdom verloor wat hy daar opgehoop het, en hy,
saam met sy vrou en kinders, het ellendige gevangenis geword. Toe Lot van Abraham skei, het hy die vrugbare vlaktes van die Jordaan gekies en sy tent nabij Sodom opgeslaan, maar uiteindelik na die harkie van Sodom verhuis. Alhoewel die land wat Lot gekies het, oorvloedig en voorspoedig was, was dit bewoon deur goddeloose mense en belaai met die dreigende bedreiging van oorlog. Abraham het van 'n oorlewende van die oorlog gehoor dat sy neef Lot gevangen geneem is. In reactie hierop het hy 318 opgeleide manne wat in sy huishouding gebore is, gelei en die alliansie van 4 nasies onder leiding van Kedorlaomer nagestreef. Abrahamse besluit om met sy 318 manne te veg, was nie gedryf deur persoonlijke ambisie of ydelle begeerte nie, maar het voortgespreid uit suiwer liefde vir sy broer. Alhoewel al die stamme van Kanaan verenig het, is hulle hulpeloos verslaan deur die kragtige militaire magte van die 4 oostelike nasies. Teen sulke gedigteleers was die kanse dat Abraham oorwinning sou behaal met slegs 318 opgeleide manne wat in sy huishouding gebore is, uiters skraal. Met die versekering dat God met hom was, het Abraham echter sy 318 manne gelei, soos Gideon met sy 300 krygers, en hulle met sy lewe op die spel agtervolg. Abraham het hulle van Mamre tot by Dan agtervolg, 'n afstand van ongeveer 191 kilometer. Hy het sy magte in die nag teen hulle verdeel, hulle aangeval en verslaan. Diegene wat deur Abraham in 'n lokval gelei is, het heeltemal hulpeloos geword. Om die moontlikheid van 'n herinval uit te skakel, het Abraham hulle tot by Hoba agtervolg en Lot, sy vrou en kinders. Sy besittings, die mense en buitgemaakte goedere huis toegebring. Die alliansie van 4 nasies onder leiding van Kedorlaomer, die koning van Elam, was 'n kragtige militaire mag wat die alliansie van 5 nasies langs die dooie sedert in Kanaan verslaan het. Toch, met slegs 318 mans, het Abraham hulle tot by Hoba agtervolg en hulle verslaan. Dit was moontlik omdat God aan Abraham die wysheid en mag gegee het om die magtige leer agterna te sit en te wen. Hoba beteken wegkruipplek en was ongeveer 80 kilometer noord, Seemowel, van Damaskus geleë. Die noordelike grens van die land Kanaan was die Efraatrivier noord van Damaskus. En Hoba was naby die Efraatrivier geleë. Destyds is Abraham, die Hebreër, genoem, 'n term wat aandui dat hy die Efraat oorgesteek het. Al die konings van die Jordaanvallei en rondom die dooie sedert in Kanaan het hulle aan die konings van die ooste onderwerp, maar Abraham alleen het hulle heeltemal verslaan. Dis dien die feit dat Abraham invallers so ver as Hoba naby die Efraatrivier verdryf het, as 'n kragtige voorskaduwing van hoe die Israeliete, deur God se krag, eendag selfs die sterkste vyande heeltemal uit die beloofde land sou verdryf en dit in besit sou neem. Toe Abraham teruggekeer het nadat hy 'n groot oorwinning deur God se genade behaal het en die vallei van Shaf, koningsvallei, bereik het, het hy Melchisedek, die koning van Salem, ontmoet. Dit is baie betekenisvol dat Melchisedek Abraham tegemoet gekom het nadat hy die invallers tot by Hoba naby die Efraat agtervolg en verdryf het. Aangaande Melchisedek getuig Hebreërs 7 vers 1. Want hierdie Melchisedek, koning van Salem, priester van die Allerhoogste God,
het Abraham tegemoet gekom toe hy teruggekeer het van die slagting van die konings en hom geseën, en eerstens, volgens die vertaling van zijn naam, koning van gerechtigheid, en dan ook koning van Salem, wat koning van vrede is. Melchisedek het Abraham geseën met brood en wijn en op sy beerd het Abraham hom met 10 van die buit van die slag gegee. Intussen het die koning van Sodom ook uitgegaan om Abraham te ontmoet. Dankbaar dat hij die vrouwen, kinders en mensen teruggekry het hy vir Abraham gesê, gee die mensen vir my en neem die goed vir jouself. Hierop het Abraham sy hand opgehef en voor God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde, gesweer. Ek sal geen draad of een sandaalriem of enigiets wat van jou is, neem nie. Abraham wou nie hê dat iemand moes sê dat hy rijk geword het as gevolg van die koning van Sodom nie. Verder het Abraham sy getrouheid aan God en die skepper van hemel en aarde veel meer waardeer as aardse besittings, wetende dat God die Allerhoogste die eienaar van alle dingen is. Is hy nie in die minste beïnvloed deur sigbare rykdom nie. Alhoewel die alliansie van 4 oosterse nasies verslaan is deur Abraham se meedoenlose aanval en agtervolging met sy 318 manne, het die moontlikheid van hul herinval hoog gebly. Die vreugde van oorwinning was net kortstondig terwyl oorlogswolke zwaar gehang het en gevaar nader gekom het. Die frase, na hierdie dinge, in Genesis 15 vers 1 verwys na hierdie spesifieke oomblik. Na hierdie dinge, het die woord van die Here in 'n visioen tot Abraham gekom om die verbond van die fakkel te bekragtig. God het aan Abraham verskyn en eers vir hom gesê, moenie vrees nie, Abraham. Ek is vir jou 'n skild, jou loon sal baie groot wees. Dit dui daarop dat daar vrees in Abraham se hart was. Deur die bekragtiging van die verbond van die fakkel het God Abraham se vrees verwyder en bevestig dat hy sekerlik die beloftes wat hy voorheen aan hom gemaak het, sou nakom. Die TDSBPLING in teken van die bekragtiging van die verbond van die fakkel. Die tydsberekening van die bekragtiging van die verbond van die fakkel. Abraham op die ouderdom van 84 van die fakkel. Die verbond van die fakkel is bekragtig nadat Abraham sy neef Lot gered het tydens die oorlog tussen die konings van die ooste en die konings van Kanaan en na sy ontmoeting met Melchisedek. Die volgende belangrike gebeurtenis na die bekragtiging van die verbond van die fakkel was dat Abraham Hagar, die Egiptiese vrou, geneem het om 'n kind te verwek. Abraham het vanaf die ouderdom van 75 in die land Kanaan begin woon, en toe hy Hagar geneem het, sê die skrif dat hy 10 jaar in die land Kanaan gewoon het. Daarom, toe Abraham Hagar geneem het, was hy 85 jaar oud, en toe sy Ismael vir Abraham gebaar het, was hy 86 jaar oud. Omdat God die verbond van die fakkel bekragtig het voordat Abraham Hagar geneem het, moes hy 84 jaar oud gewees het ten tye van bekragtiging. Daar word algemeen verstaan dat die groot oorlog in Genesis 14, wat voor die bekragtiging van die verbond van die fakkel plaasgevind het toe Abraham 84 jaar oud was. Die teoloog Joel Lightfoot het ook die gebeure van Genesis 14 beskou asof dit plaasgevind het toe Abraham 84 jaar oud was. Daarom kan die verbond van die fakkel, geleë tussen Genesis 14 en Genesis 16, verstaan word as bekragtig toe Abraham 84 jaar oud was. Die jaar 2082 voor Christus.
Die verbond van die fakkel is bekrachtigd toe Abraham 84 jaar oud was, wat ooreenstem met die jaar 2082 voor Christus. Dit is gebaseer op die conservatieve siening wat die jaar van die uittocht dateer as 1446 voor Christus, 1 Konings 6 vers 1. Gebaseer op hierdie jaar is Abraham in 2166 voor Christus gebore en was hij 84 jaar oud in 2082 voor Christus. Die proces om hierdie jare te bepaal, is soos volg. Eerstens het Jacob en sy gesin Egypte in 1876 voor Christus binnengegaan. As ons 430 jaar in Egypte terugspoor, Exodus 12 vers 40, vanaf die jaar van die uittocht, 1446 voor Christus. Dan die jaar toe Jacob en sy gesin na Egypte verhuis het. Sou 1876 voor Christus wees, 1446 voor Christus plus 430 jaar. Jacob was 130 jaar oud op daardie tydstip, Genesis 47 vers 9. Tweedens, Jacob is in 2006 voor Christus gebore. Jacob was 130 jaar oud toe hy Egypte in 1876 voor Christus binnengegaan het. Dit betekent dat hij in 2006 voor Christus gebore is, 1876 voor Christus plus 130 jaar. Isaac was destijds 60 jaar oud, Genesis 25 vers 26. Derdens, Isaac is in 2066 voor Christus gebore. Aangezien Isaac in 2006 voor Christus, die jaar van Jacobse geboorte, 60 jaar oud was, is Isaac in 2066 voor Christus gebore, 2006 voor Christus plus 60 jaar. Abraham was destijds 100 jaar oud, Genesis 21 vers 5. Vierdens, Abraham is in 2166 voor Christus gebore. Aangezien Abraham in 2066 voor Christus, die jaar van Isaakse geboorte, 100 jaar oud was, is Abraham in 2166 voor Christus gebore, 2066 voor Christus plus 100 jaar. Daarom is die verbond van die fakkel bekrachtigd toe Abraham 84 jaar oud was in 2082 voor Christus, 2166 voor Christus minus 84 jaar. Die twee tekens van die verbond van die fakkel. Nadat God die belofte aangaande die nageslag gemaakt het, het hy gesê: Ek is die Heere wat jou uit Ur van die Galdeërs uitgeleid het om jou hierdie land te gee om dit in besit te neem. Op hierdie tydstip het Abraham vir God gevra: O Heere, Heere, hoe kan ek weet dat ek dit sal besit? God het hom beveel om offers te bring en gesê: Bring vir my 'n 3 jaar oude vers en 'n 3 jaar oude bokkoe en 'n 3 jaar oude ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het al hierdie geneem en hulle in 2 gesny, maar hy het nie die voël saam met die klein offerandes gesny nie. Toe roofvoëls op die karkasse neergedaal het, het Abraham hulle weggejaag. In die Bybel dien die frase, roofvoëls, eet, soms as 'n metafoor vir heidense konings wat God se uitverkore volk Israel teengestaan het, Jesaja 18 vers 6. In hierdie gedeelte impliseer die roofvoëls bose magte wat inmeng met die bekrachtiging van die verbond tussen God en Abraham. Dit verklaar waarom Abraham die werklike voëls weggejaag het toe hulle op die karkasse neergedaal het. God het aan Abraham deur sy woord verskyn in 'n visioen in die nag toe die sterre in die lig sigbaar was. Later, toe die son ondergegaan het,
het God homself as 'n vlammende fakkel gemanifesteer. Daarom het die werkelijke bekrachtiging van die verbond van die fakkel plaasgevind nadat 'n volle dag verby gegaan het. Abraham het God se visioen gesien, sy woorde gehoor en die bevel rakende die offer gedurende die nag ontvang, en hy het waarskynlik die offer vroeg die volgende oggend voorberei. As sodanig het Abraham die bevel wat hy gedurende die nag ontvang het, getrou gehoorsaam, gebid en dit ywerig uitgevoer totdat die son die volgende dag ondergegaan het. Daarbenewens het Abraham 'n waarskuwing ontvang terwijl hij in 'n diepe slaap was. Deurdat Abraham in 'n diepe slaap verval het, het God hom in staat gestel om slegs geestelike openbarings te ervaar. Gedurende hierdie groot slaap het Abraham geterroriseer gevoel toe 'n groot duisternis op hom geval het. Hierdie duisternis was nie 'n fisiese duisternis nie, maar het 'n toestand van uiterste somberheid en vrees gesimboliseer. Hierdie opgelegde duisternis het die toekomstige slawerny voorspel wat Abraham se nageslag, die Israeliete, in Egypte sou verduur. Toe het God in detail gepraat oor die inhoud van die verbond van die fakkel, en 2 tekens aangebied om die verbond te bevestig. Eerstens het God vir Abraham 'n rokende oond gewys om leiding te voorspel. Toe die son ondergaan en die duisternis geval het, het 'n rokende oond, Tanir Ashan, verskyn. Die oond was eintlik 'n oond, wat die ernstige lyding wat Israël in die toekoms sou ervaar, onthul het. In Genesis 15 vers 13 het God gesê, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie, waar hulle 400 jaar lang slawe en onderdruk sal wees. In ooreenstemming met hierdie profesie, het die Israeliete 400 jaar in Egypte gelei, Handelinge 7 vers 6, 'n land wat beskryf word as die Eysteroond, Deuteronomium 4 vers 20, Egypte. Uit die middel van die Eysteroond, 1 Konings 8 vers 51, en Egypte, uit die Eysteroond, Jeremia 11 vers 4. Die verskyning van rook met die oond in die verbond van die fakkel het die erns van Israël se toekomstige leiding voorspel. 'n soortgelyke situasie verskyn in die plaag van die 5de bassein in Openbaring. Hy het die bodemlose put oopgemaak, en rook het uit die put opgegaan soos die rook van 'n groot oond. En die son en die lig is deur die rook van die put verduister, Openbaring 9 vers 2. Tweedens het die vlammende fakkel God se teenwoordigheid verteenwoordig. Soos die son ondergegaan het en die duisternis geval het, het 'n rokende oond verskyn, en 'n vlammende fakkel het tussen die stukke van die gesnyde dier deurgegaan. Die woord vir fakkel in Hebreëus is lapid, wat God se glorieryke teenwoordigheid symboliseer. Jesaja 10 vers 17, 62, 1. Die woord vlammend kom van die Hebreëse woord, esh, wat vuur beteken. Hierdie 2 woorde beskryf die vuur en die fakkel wat intens saambrand en die omliggende duisternis helder verlig. Dit symboliseer God se ewige teenwoordigheid met Abraham en sy nageslag totdat sy verbond vervul is. Totdat God se koninkryk ten volle gevestig is, sal beproewinge soos die rokende oond voortduur. Tog, selfs te midde van sulke lyding, sal die heiliges oorwin en verseker triomfeer deur God se teenwoordigheid en werke wat deur die vlammende fakkel uitgebeeld word. Hierdie 2 tekens is simbolies van beide die lyding in Egypte en die glorieryke uittog.
Hulle bevestig die beproevene en uiteindelike oorwinning van die heiliges binnen die verlossingsgeskiedenis van die eindtye. Die auteur van hierdie boek is Abraham Park. Abraham Park was een bekroonde wereldklas theoloog met merkwaardige pastorale spiritualiteit. Hy het sy hele leven aan gebed en die skrif gewy en die Bijbel meer as 1800 keer gelees. Gedurende sy leeftydse bediening was hy een ware pastoor wat die kerk en die gemeente soos sy eie kinders lief gehad het. Sy daaglikse skedule het bestaan uit 2 uur lange gebede en 3 uur lange bybellesings, sowel as voortdurende prediking en evangelisasie. Met die oortuiging dat, om te sterf is om te lewe, het hy sy best gedoen in sy gebedslewe tot God vir 3 jaar, 6 maande en 7 dae in die diep berge. Toe die son ondergaan, het hy niks anders gedoen as om te bid nie. Toe die son opkom, het hy niks anders gedoen as om die Bijbel te lees nie. Toe, uiteindelik, het 'n enkele straal van genade op hom geskyn. Deur die kragtige verligting van die Heilige Gees en deur die genade van God, het die tonele in die Bijbel soos 'n panorama voor sy oë ontvou. Hierdie tonele is neergeskryf op groot pylwortelblare wat met 'n takkie gebind is. Dit is later elke paar maande oorgeskryf op papier wat bij 'n dorpie onder die berg gekoop is. So het Abraham Park se preke begin. Baie mense is soos volg beïndruk deur die Abraham Park. Hoe kan 'n persoon soveel mense lief hê? Hoe kan 'n persoon so 'n groot impak op soveel mense maak? Hy is so hardwerkend, rus nooit. Hy het nooit opgehou bid nie. Hy verdien dit om werklik vereer te word vir sy toewyding aan die kerk en die gemeentes. 'n ware en getroue werker van God.